Kom ons maak dit seker die klank alles reg daai kant. Goed, baie dankie. Van my kant af goeiemôre en baie welkom. Ook aan een en elkeen van die wat vanoggend hier in die huis van die Here is. My gebed is dat ons ook hier in ons saamwees, werklik waar met ons hart en ons gedagtes gerig sal wees na God ons Skepper toe, dat ons elke oomblik ook sal verstaan en ervaar en beleef wat die teenwoordigheid van God vir elkeen van ons hier beteken. Ek herinner ook elkeen van ons dat hierdie geleentheid en ons saamwees, ons hier wees, nie net 'n oomblik is wat ons maar net hier is om ons tyd verby te kry nie, maar dat dit werklik waar ook 'n geleentheid is waar ons as 'n geloofsgemeenskap en 'n gesin en 'n familie saam met mekaar die Here mag loof en hom kan eer en waar ons ook saam word in aanbidding en eer en erkenning aan die Here. Hierdie lied wat ons nou gesing het, Wonderwerker, is ook 'n lied wat ons so 'n bietjie met die voorsang sal oefen, mettertyd ook vir verdere gebruik in die erediens. Daar is nog hier en daar 'n bietjie 'n paar aanpassings. Ons sal seker maak dat al die skyfies en alles net mooi reg is. So ek dink ons het net so hier en daar nog 'n bietjie skaafwerk wat ons sal doen. So van my kant af weer eens baie dankie en mag ons ook hierdie erediens ingaan met die wete dat God in sy liefde en in sy genade self hier teenwoordig is. My gebed vir jou is dat jy jou hart en jou menswees sal oopmaak en dat jy God sal beleef en sal ervaar in die genade en ook so in die belofte en die goedheid van sy vrede wat hy vir een en elkeen van ons dan ook hier na toe bring en wat hy ook vir ons beteken. Net so in die inleidende gedeelte van ons erediens vir vandag. Dit is ook in hierdie tyd van die jaar, die begin van die lydenstydperk. So in die kerklike kalenderjaar was hierdie afgelope Woensdag, staan dit ook bekend as die Aswoensdag, of dan natuurlik ook in hierdie groter tydperk van 40 dae voor Jesus se kruisiging, wat ook natuurlik bekend staan as die Lent tydperk. Ek lees nogal bietjie net so interessant bietjie weer oor die agtergrond daarvan. Interessant genoeg as 'n mens gaan kyk na die viering van hierdie kerklike tyd in aanloop, lees ek in sommige manuskripte dat daar selfs gesê word dat die Lent, die opbou en die aanloop, jy weet, na die kruisiging van Christus in die vroeë kerk op sekere plekke gevier is, nog lank voordat hulle eintlik Kersfees gevier het. So ons is in hierdie tyd ongelooflik bewus van God se teenwoordigheid en ons word ook opnuut vir onsself weer bring ons 'n afvraag waarmee ons dan ook vir ons vra om te fokus in terme van dit waarmee ons ook in ons geloof besig is. So in dieselfde tyd terwyl ons die grootheid van God besing, in dieselfde tyd wat ons stil word in ons voorbereiding, is dit net so belangrik dat ons sal voortbou op die lofprysing van ons geloof in ons verhouding met God. En daarom ook hierdie lied waarmee ons dan nou ons toetrede gaan begin. Ons het verlede week dit ook vir die eerste keer saam geoefen en ons sing ook hierdie lied van sing 'n bietjie harder of sing dan haleluja. Dis ons toetrede lied vanoggend waarna ons gaan stil word in 'n gebed en die seën van die Here gaan ontvang en ons dan ook ons danklied daarna waarmee ons antwoord in verwondering. Kom ons begin ook vir die erediens.
Ons almagtige Vader, ons Here en ons Skepper, U grootheid, U belofte, U genade is teenwoordig. En ons dank U Here dat ons hier kan ervaar dat U in alles self teenwoordig is. Dat U hier is en dat U lewend is en dat U die belofte en die vervulling is, dat U ons teenwoordigheid is. En met die breek van hierdie dag, wanneer ons stil word voor U, o Heer, word ons bewus van dit wat U vir ons gee. En word ons bewus van die genade wat ons by U ontvang, die liefde en die teenwoordigheid. U wat ons laat sien en U wat ons laat ervaar en U wat ons in verwondering bring. Aan U al die eer. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit die woord van die Here, uit die Johannes Evangelie, en ons gaan lees in Johannes hoofstuk 14, daarvan af vers 1
tot en met vers 13. So ook in die aanloop en in die opbou van dit wat ons dis baie mooi. Gaan maak of jy nog 2 prentjies. Dis baie mooi om dit my werk. Asseblief. So my dan. Sit dit vir my daar by my. Dankie my groot seun. So in die aanloop en in die opbou, ek het nou vir die man gesê hy met sy prentjies my mooi inkleer en dan gaan ek dit, maar nou is dit klaar ingekleer, so hy moes dit vir my kom wys. So natuurlik is dit ek het nie gesê hy moet wag tot na die erediens nie, so dit maak heeltemal sin. So die aanloop en die opbou na in die tydperk van hierdie kerklike kalender en die jaar waarin ons dan ook is ons dan ook soos wat ek nou gesê het in die lydenstydperk of so in die opbou. Dis ook dan die eerste Lydenssondag en wanneer ons dan ook in hierdie tyd bewus word van God se teenwoordigheid, wil ek graag hierdie teks wat ons vanoggend saam lees, wil ek as die opbou en die aanloop tot hierdie lydenstydperk gebruik. En ek wil vanoggend voordat ek uit die woord van die Here uit saam lees, wil ek eintlik 'n vraag vra sonder om daarop uit te brei. En die vraag is: as ons geweet het, of sê maar net ons het geweet. En as ons nou na hierdie teks gaan luister en ons lees dit saam, dan gaan u hopelik die bedoeling van hierdie sê nou maar net ons het geweet, of sê nou maar net die uiteinde was niks. Kom ons kyk of ons daardie konteks bymekaar kan bring in dit wat ons saam lees. Jesus begin hierdie gedeelte wanneer hy met sy disippels en sy volgelinge praat en hy sê vir hulle: julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God en glo ook in my. Want in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. Ek het gegaan en as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En Thomas sê toe vir hom: Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus het hom geantwoord en vir hom gesê: ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand kom na my toe behalwe, of na die Vader toe behalwe deur my nie. En as julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. En toe sê Filippus vir hom: maar Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom: ek is al so lank by julle. En ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. En dit verseker ek julle: wie in my glo, sal ook die dinge wat ek doen, of sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen. En omdat ek na die Vader toe gaan, of wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. En as julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. In vers 12 lees ons weer: dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En jy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. En wat julle dan ook al in my naam vra, sal ek doen. En dan sê hy, hoekom is die rede? Hy sê, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. Die uiteinde daarvan
is sodat al die eer en die erkenning na God toe gaan. Die uiteinde daarvan is sodat God sentraal staan. So wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. En as julle my, of as julle in my naam iets vra, dan sal ek dit ook doen. Ons lees vanoggend tot sover uit die woord van die Here. Mag ons hierdie woord elkeen ook aan ons hart en aan ons menswees vasmaak, en mag ons met groot dankbaarheid en toewyding die Here daarvoor ook leef, eer en leef, sodat ons dit elke dag dan doen. Kom ons antwoord in toewyding voor die erediens begin. Ons sing 2 liedere, Maak my nou stil, Heer, en dan ook Soms wil ek net jubel. Soms wil ek net jubel. Kom ons hou die skyfie net voordat ons oorgaan na die volgende lied, toe elke keer net 'n bietjie langer asseblief. Ontdekkingsreisigers het oor jare heen
Nog lank voordat die wêreld soos wat ons dit vandag ken en nog lank voordat die wêreld ontwikkel het en bekend is soos wat ons dit vandag ken. Letterlik die oseane deurkruis, letterlik die grondgebied van die lande oorkruis, op soek na iets wat nog nie ontdek is nie. Na plekke, na ruimtes, na dit wat bo die grond is, en etlike jare later selfs na die dinge wat onder die grond is. Jy kan jouself indink dat hierdie ontdekkingsreise met 'n magdom opgewondenheid sekerlik gepaard kon gaan. Opgewonde oor wat alles moontlik tydens hierdie ontdekkingstogte gevind sou word. Maar net soveel kan 'n mens jou indink dat hierdie reise, hierdie ontdekkingstogte met groot beplanning, met groot onsekerheid en amper met hierdie wete van, maar wat as daar niks is wat ontdek word nie, ook gepaard gaan. En as 'n mens so 'n bietjie na die geskiedenis gaan kyk, dan kan jy jouself indink dat dit wat tot hulle beskikking was in die ontwikkeling van die wêreld, hierdie ontdekkingstogte nou nie binne 'n week net aangepak is, en binne 3 dae net afgehandel is nie. So mense sou nog dink dat wanneer al hierdie beplanning en al hierdie voorbereiding wat gedoen word, half op 'n mate amper tot niks uitloop nie, dit 'n geweldige groot teleurstelling sou bewerkstellig het. Dalk was die disippelskap ook 'n ontdekkingsreis. Dalk was die mense wat in Jesus Christus geglo het en hom gedien en hom gevolg het, ook met 'n ontdekkingsreis besig. En net so kan ek en jy vandag daarby aansluit, om te sê dat ons geloof ook hierdie ontdekkingsreis, hierdie tog is wat ons aanpak, waarmee ons besig is, wat ons elke dag ook in ons lewe opnuut ontdek, beleef en ervaar wat in ons geloof besig is om af te speel. Dalk is daar 'n magdom bekende dinge. Dalk is die feit dat ons in die oggende sou wakker word en ons dag hopelik kon begin in 'n oomblik met fokus, voorbereiding, stil word, gebed. Hopelik soos wat ek gereed maak om die ketel aan te sit, om die water te kook vir 'n tee of 'n koffie wat gemaak word. Hopelik soos wat ek na die yskas toe stap om 'n glas water uit te haal of om 'n koeldrank te drink. Hopelik is hierdie ontdekkingstog en hierdie proses in my lewe waarmee ek met my geloof besig is, ook deel van hierdie elke dag se ritme. Kan jy jou indink dat wanneer hierdie disippels en hierdie volgelinge van Jesus ewe skielik in 'n stadium begin snap wat hy werklik vir hulle sê, wanneer hy sê, ek gaan julle vooruit om vir julle 'n plek gereed te maak. Hy sê, julle moet nie ontsteld wees nie, maar glo in God en glo ook in my. Want in die huis van die Vader is daar baie woonplek. Want as dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my Vader toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Iewerste in hierdie proses, wanneer Jesus hierdie boodskap oordra van hierdie verkondiging en hierdie doel van dit waarmee hy besig is, laat hy 'n boodskap in die midde na van die wat dit hoor. In 'n stadium gaan ek julle hier agterlos. Maar tog word dit nog steeds nie verstaan nie. Tog snap hierdie disippels, hierdie volgelinge, nog nie hierdie woord en hierdie voorbereiding waarmee Jesus besig is nie. Dalk is hierdie ontdekkingsreis waarmee hulle saam met hom besig is, so opwindend en so verrykend,
dat hulle net nog wil hê. Dat daar net nog moet wees. Dat daar 'n soeke en 'n smagting na net nog is. Dalk is hulle so beïndruk met dit wat Jesus besig is om te doen, dat dit in 'n stadium later net gaan oor wat hy doen en nie noodwendig meer oor wie hy is nie. En dis iets van die kontras wat ek graag vandag met jou wil deel. Mag ons in ons geloof nooit 'n punt bereik waar dit wat Jesus doen en dit wat die resultaat van geloof is en dit wat ons ontvang en dit wat vir ons tot beskikking is, dat dit nie later meer is as wie God in Christus self is nie. En ek gaan dit weer eens sê, dat dit wat Jesus gedoen het en dit wat hy kon verrig het en die wondere wat hy verrig het en hierdie verstomming wat dit by mense veroorsaak het, dat dit hom eintlik sekondêr gestel het. Want jy sien, die mens is so geneig om net meer te wil hê. Dit wat gebeur is baie kere nie meer genoeg nie. Dalk is dit nie meer indrukwekkend genoeg nie. Dalk is dit nie meer verstommend genoeg nie. Dalk is hierdie awesome, hierdie grootheid net nie meer genoeg nie. En dis wanneer Jesus in 'n stadium ook met die woorde kom en vir sy disippels sê, maar glo in my. Glo in my. Laat ek die een wees in wie se voetspore julle volg. Laat ek die een wees in wie julle glo. Laat ek die een wees in wie jy in jou geloof geanker is. Laat ek die een wees in wie jy bly vashou en in wie jy onophoudelik hoop en in wie jy geanker is. Here, maar u praat van u is op pad iewers heen. Waarheen is u op pad? U sê ons weet waarheen u gaan en dat u vir ons 'n plek gereed maak. Maar tog weet ons nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Die pad waaroor Jesus praat en die bestemming wat hy uitlig, is juis daardie weg en daardie bestemming wat die disippels en die mens nie net met die blote oog raak sien nie. Dis daardie plek en daardie weg wat selfs ek en jy nie net al slaan ons oë op na die berge toe, asof ons dit raak sien, asof dit daar agter die wolke van ons wegkruip en wag nie. Dis ook 'n hier en 'n nou. En dan antwoord Jesus, hy sê maar, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis by my. Jy vind dit by my. Ek staan hier voor jou. Ek is in jou midde. Ek is in jou teenwoordigheid. En verstaan mooi ook oor wat dit vir jou beteken. Verstaan ook mooi wanneer julle my ken, dat julle die Vader ken. En as julle my sien, sien julle die Vader. As julle die belofte ontvang van my bediening, ontvang julle die belofte van God, julle Skepper. Glo in my. Jy sien, een van die groot uitdagings van die disippels en die mense van Jesus se tyd was dat die verwagting van die uitkoms wat moes plaasvind sou aan die hand van 'n swaard gebeur. Sou aan die hand van 'n militêre ingryping moes gebeur. Want wie kan tog nou een mens uitsorteer behalwe die van 'n ander? Wie kan tog nou 'n oorwinning behaal in 'n oorlog behalwe die een wat die meeste mag vertoon en die skerpste swaard en die beste ruiters en die beste militêre mag het? Groot is die teleurstelling wanneer hierdie Jesus wat sê glo in my, Jerusalem inry op die rug van 'n donkie. Waar's die militêre vertoon? Waar's die mag
Waar's die trompet geskaal? Waar's die musiek en die geraas en die aankondiging wat die Romeinse mag moet laat sidder en beef? En dan sê Jesus maar weer eens net, maar glo in my. Maar waar's jou wapens? Waar's die swaard? Waar's die perderuiters? Waar's die militêre vertoon? Glo in my. En ons kan hierdie beeld aanhou oproep en laat afspeel. Want wat die mensdom op soek is na en wat hulle nodig het en wat hulle vra, staan reg voor hulle en is sigbaar, selfs in die harwar van hierdie wêreld en hierdie tydstip waarin ek en jy leef. Selfs te midde van die storms wat ek en jy beleef en ervaar, staan hy in ons midde en ons hoor die woorde, glo in my. Jy sien, om in God te glo, is presies die teenoorgestelde van wegkruipertjie speel. 'n Wegkruipertjie is die een wat laaste gevind word, of hopelik glad nie gevind word nie, en myself kom verklaar, of sê maar hier is ek, word die wenner van hierdie speletjie. Ons geloof en ons verhouding met God is nie 'n wegkruip speletjie nie. God kruip nie weg nie, hy steek Jesus nie weg nie, sodat ons hom moet gaan soek om hom nooit te vind nie. Hy openbaar hom en hy maak hom bekend en hy sê ek is die weg, die waarheid, die lewe. Ek is hier in jou midde. En ek wil hê jy moet dit hoor en ek wil hê jy moet dit ervaar en ek wil hê jy moet dit beleef en ek wil hê jy moet my met jou saamneem oral waar jy gaan. Glo in my. Here, maar kom ons sit dit net iewerste op die advertensieborde, dat die mense dit net kan raak sien, en kom ons stuur dit net aan op groepe, en kom ons doen net iets. Ek weet nie wat daai iets is nie, Here, maar kom ons doen net iets, dat mense nie net moet hoor, glo in my nie. Jy sien, want mense volg, of mense doen, wanneer hulle sien. En God wil jou vanoggend opnuut uitnooi om te ervaar. Want wanneer jy hom ervaar, sal jy hom sien. Wanneer jy hom beleef, het jy hom met jou. Glo in my. En daardie glo in my word nie opgevolg met 'n ag, en kyk maar wat gebeur nie. Of weet jy wat, kom ons gaan 'n ooreenkoms aan, kom ons sluit aan by hierdie subskripsie vir 'n maand, 30 dae. Kom ons maak seker, ons sluit aan by hierdie subskripsie vir 30 dae, en wanneer jy nie tevrede is nie, kanselleer hierdie subskripsie. Kanselleer hierdie subskripsie. Of wag 'n bietjie, kom ons gaan speel wegkruipertjie. Maar ek gaan so wegkruip dat jy my nie vind nie. Maar glo nog steeds in my. Jy sien, God speel nie speletjies met ons in ons geloof nie. Wanneer sy disippels ervaar dat hy op 'n manier praat dat hulle hom nie kan verstaan nie, is omdat hulle nog nie gereed is om te wil hoor nie. Omdat hulle dalk juis so verstom is oor hierdie alles wat hy doen en die mense wat hy trek en die getalle wat hy trek, dat wie hy is eintlik minder word in hulle oë. Kyk hierdie stukkie bemarkingstoel wat ons tot ons beskikking het. Hier is Jesus homself, die bemarking wat alles oortref. Kom skryf net gou-gou in. Kom voltooi net jou aansoekvorm. Kom ons maak seker jou subskripsie is op datum. Glo in my. Sonder 'n vervaldatum. Sonder terme, voorwaardes, bepalings. Sonder 'n aansluitingsfooi. Sonder om enigsins iets te kom doen.
glo in my. Want dis die kern en dis die waarde van ons geloof. Al verstaan ons met tye dalk niks eers daarvan nie. Om hierdie onvoorwaardelike, kinderlike geloof afhanklik aan God verbind met ons saam te dra. Here, maar wys ons net die Vader, en dit is vir ons genoeg. Herinner my tog net daaraan dat my subskripsie die moeite werd is, my aansluitingsfooi wat ek betaal het, daarom ook nou nie net tot niet is of vir niks is nie. Maar Filippus, ek is al so lank by julle. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan vir my vra, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die hoeveelheid kere wat hierdie enkele begrip van glo jy of glo in my, net in hierdie kort gedeelte van 13 verse staan is verstommend. Want die kern van ons geloof is ons glo, ons vashou, ons geanker wees. Die kern van ons geloof is hierdie ontdekkingsreis elke dag, hierdie nuwe begin elke dag. Hierdie geleenthede elke dag, hierdie hoop op die horison elke dag, die klop aan die voordeur, die belofte elke dag, die versekering van ons waarde in God se oë elke dag, die verwondering van die grootheid van hom waarin ons glo elke dag. En hierdie glo kom ook met 'n stukkie toerusting. Hierdie glo kom op 'n besondere manier vir een en elkeen van ons. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook hierdie dinge wat ek doen kan doen. En nog soveel te meer groter dinge as dit. En die waarde van hierdie geloof. Maar tot die eer van God se naam. Ek wonder baie kere wanneer mense sê, maar iets het nie gebeur nie. Wie word betwyfel? Wie word bevraagteken? Waarom wonder ons oor hoekom hierdie nie plaasgevind het nie? Is dit dalk omdat die mens meer eer op sy of haar skouers wil neem? Is dit dalk juis omdat ons wil sê dit is wat ek gedoen het? En later kom gooi ek 'n bietjie geloof strooisuiker oor dit, om dit net so bietjie iets van die geur van die evangelie te gee. Ons gee tog net aan die Here al die eer, maar in my menswees wil ek tog net hê jy moet weet dit is wat ek gedoen het. Maar prys die Here vir dit wat gebeur het nadat ek hierdie gedoen het. As jy my sien, sal jy God sien. As jy God beleef, is hy kragtig teenwoordig van elke uithoek in hierdie wêreld en op elke plek, tot in hierdie oomblik en in hierdie ruimte en tot oor alle grense heen. Want waar God sentraal staan, daar gebeur sy belofte. En mag ek en jy vashou, selfs te midde van die dinge wat ons nie verstaan nie. Selfs te midde van die dinge wat ons nie weet nie. Selfs te midde van die dinge wat moeilik is om te verwerk en te prosesseer in ons lewe. Maar glo in my. Ek is nie seker of Jesus dit fluister nie. Ek is nie seker of hy op die bergtoppe gaan staan en dit uitskree vir almal om te hoor nie. Maar een ding waarvan ek wel seker is dat hy dit sê. Glo in my. Glo in my. Dis die kern van waarom ek en jy hier is. Dis die kern van ons bestaan en ons menswees. Dis die belofte van ons vashou in ons geloof.
En wie in my glo, sal ook die dinge ontvang wat ek doen. En wie in my glo, sal hierdie dinge ontvang. Miskien is dit wat my hartsbegeerte is. Dalk juis dit wat my bestaan oorneem. Dalk is dit juis dat dit wat my hartsbegeerte is, of my grootste vrees, of my angs, en dit waarop ek hoop, dalk op 'n manier, 'n verwagting, maar nie noodwendig God se antwoord op daardie spesifieke manier nie. En dalk is die uitkoms nie noodwendig waarop ek hoop nie. En ek weet dit maak my ongemaklik. Maar Jesus herhaal sy woorde, glo in my. Moenie glo in wat moontlik die uitresultaat sou kon wees nie. Maar glo in my, want ek is die bestemming, die weg, die waarheid en die lewe. Ook in hierdie adventtyd, in hierdie lydenstyd, ook in hierdie tyd van opbou en aanloop na die kruisiging toe. Ook in die soeke na die Jesus aan die kruis, wat sy lewensasem uitblaas en die prys betaal, vind ons die versekering en die belofte dat hy met ons sal wees. Of dit wegkruipertjie is, of dit 'n ontdekkingsreis is, of dit net 'n oomblik van stilte is, mag ons altyd eerlik, opreg met onsself wees, dat dit meer van God en minder van ons moet wees. Dat die beeld van Christus meer moet wees en die beeld van die mens al hoe minder. En dan hoor ons sy woorde, maar ook sy belofte. Glo in my en ek gaan julle vooruit. Ek gaan julle vooruit om hierdie plek vir jou gereed te maak. Maar in dieselfde asem is ek by jou, in jou midde, jou anker en jou versekering. Glo in my. Mag dit net sy woorde wees, wat reeds genoeg is. Mag dit sy woorde wees, wat daardie kalmte en daardie vrede en daardie berusting bring. Nie die wonder nie. Nie die daad nie. Nie dit waarop ons hoop nie. Nie dit wat ons kan doen nie. Maar sy oproep en sy versoek, maar ook sy opdrag. Glo in my. Glo in my, want in my is daar hierdie belofte. In my is daar hierdie uitkoms. In my is daar hierdie geleentheid en in my is daar hierdie nuwe begin. En kom ons begin ook hierdie lydenstydperk opnuut weer met die bevestiging oor hoekom ons glo. Oor hoekom ons geanker is. Maar ook bo alles oor hoekom ons kies om in God en in Christus en die kragtige werking van sy Gees te glo. Mag jy dit beleef, mag jy daarvan getuig en mag jy opnuut vanoggend weer hoor. Glo in my. Amen. Terwyl jy net so bly sit, gaan ons stil word in 'n gebed en dan ook ons geloof bely. Mag ons ook in hierdie oomblik opnuut beleef en ervaar dat die kragtige teenwoordigheid van God aan elkeen van ons die geleentheid gee om te kan leef en te getuig en om te kan bely dat hy die ware, enigste God en skepper van ons lewe is. Kom ons bid saam. Laat Heer, U vrede deur ons vloei. Waar haat is, waar storms is, waar twyfel is,
laat ons daar u liefde bring. Laat ons in hierdie pyn en in hierdie smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in u, o Heer. Laat Heer u vrede deur ons vloei. En laat ons hoop gee waar daar twyfel is. Ons wil u lig in duisternis laat skyn en ons wil vir ware vreugde altyd uit ons laat straal. Laat Heer u vrede deur ons vloei en leer ons om ook soos u te kan vergeef. En maak ons bereid om aan onsself te sterf, dat ander u al meer in ons kan sien. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee, as om te verwag. Want ons glo in u, ons God, ons Vader, almagtig, Skepper, Heer, wat hemel en aarde gemaak het, wat dit trou bestuur en beheer. Aan u, God drie-enig eer, u wat die liggaam op laat staan en ewig ons laat lewe. Ons eer u, ons dank u, ons erken u. Amen. Elkeen van u die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede en sy genade. Mag die liefde van God ons Vader deur die kragtige werking van sy Gees en ook so deur die belofte van sy Seun, ons Here Jesus Christus, ewig bindend teenwoordig wees. En mag ons geanker wees in die hoop en die belofte dat God ons vrede is. Amen.
neem. My mikrofoon is elke keer vinniger as wat die knoppiedrukker is. Baie dankie vir elkeen se teenwoordigheid ook vanoggend. Baie dankie ook so vir die deelname aan die erediens. Van my kant af seënwense ook so vir een en elkeen vir die week wat voorlê. Ek begin sommer 'n bietjie by die week se verjaarsdae en ek wil graag die volgende persone wat almal in die komende week en dan ook vandag verjaar, wil ek vir almal 'n baie mooi en 'n geseënde dag toebid. Ons begin vandag by 'n jong man wat 'n volle 13 jaar oud is. En dit is August Appel, baie geluk August met jou verjaarsdag. Ek gaan vra dat jy sommer vir my so lank hier na vorentoe kom, dan ook Margaret van Sail en dan ook Susan Wernig Potgieter wat daar bo sit vir die 10de. Jy het nou seker gehoop ek sê dis jou 10de verjaarsdag, né Susan, vir die 5de keer. Goed, en dan ook so oom Johnny Keiser, wat verjaar die 11de Maart. En dan ook, is dit Simone of Simonei? Help my net gou weer reg, Simone of Simonei? Ek neem aan dit is Simone, sonder 'n streepie. Goed, Simone Foster, dan die 12de Maart, en dan ook die 13de Maart is dit Eray Bekes, en dan ook so Zanru Joubert, die 13de, dan ook sy 13de verjaarsdag, en dan ook Zoe Meiberg, die 13de Maart, dis haar 12de verjaarsdag. So Zanru, ek weet Zanru is nie vanoggend hier nie, en dan ook Zoe, en dan die 14de Maart is dit Matt Vosloo se verjaarsdag. Matt, baie geluk. En dan ook saam met ma in dieselfde week, Diwan se verjaarsdag, Diwan Wernig. En dan die 15de Maart, Dion, baie geluk ook. Ek het dan maar vir jou Vrydag aand 'n goeie inleidende opbou na jou verjaarsdag toe gegee. Dankie ook daarvoor. En dan vir Dion wat die 15de verjaar, en dan ook so Janita. Man, wag tot ek jou sjokolade vir jou gee, August. En dan ook so Janita Nelson wat die 15de verjaar. Kom ons gee vir almal 'n baie lekker hande klap. Goed, en dan wil ek graag vra dat ons, eerstens, kom ons begin om net dankie te sê. Dankie vir almal wat Vrydag met die aandmark gehelp het, om dit ook so absoluut suksesvol te kan aanbied, vir almal wat kom saam kuier het, en vir almal wat ook gehelp het dat ons dan hierdie projek, werklik waar ons eerste aandmark vir die jaar eintlik ongelooflik goed afgeskop het, so vir almal, van die ondersteuning, die teenwoordigheid, die kuier, die opruim, elke liewe aspek en dit wat daarmee saamgaan. Baie dankie ook so vir elkeen van julle wat gehelp het om hierdie projek dan ook te begin het. Ek het nou vir Alicia gesê ek blok haar nou vir 2 weke. Ek wil geen verdere oproepe of enige beplanning of enige projekte of enigiets verder hoor nie. So, maar ek sê jou Dinsdag sal ek vir jou sê wat doen ons volgende. Is dit reg so? Oor 2 weke. Goed. Dan wil ek ook net vir die voorbidding, die volgende persone, Poppy Nudee, en dan Tini Nagel, ek wil spesifiek vra, Poppy word môre middag, ondergaan sy ook weer 'n operasie, so ek wil vir haar ook baie seën en sterkte dan toebid, dan ook so vir Tini, wat herstel na operasie, vir Johan Vertongen, Renier Swiegers, Petra het vir my gisteraand laat weet, Renier is weer hospitaal toegeneem, dan ook vir Christian, by Christian en Christale ook hier, hulle seun, wat tans ook bepaalde medikasie en goed ontvang, vir Lawrence Figart wat herstel na operasie, en dan ook Pieter Kok wat herstel na operasie. En dan wil ek vir julle ook vra om vir ons as gesin, en dan in die besonder vir hierdie willevragtig van ons wat hier voorsit, Ivan ontvang môre of ondergaan ook weer môre net 'n operasie aan sy hand. So ons wil vir julle vra om ook vir ons en die res van die gesinne en familie almal voorbereiding te doen. So van my kant af baie seën en baie sterkte. Ag, soos wat julle kan sien is die nerve maar dun in die vogelhuishouding vanoggend. So dis hoekom ek 'n paar keer my plek verloor het waar ek moet lees, want as ek opkyk en ek kyk in die gesiggies vas, dan onseën julle my sommer heeltemal, maar ons dink ook in die besonder aan nie net vir ons nie, maar ook so aan elke ander gesin en familie wat ook in hierdie tyd dan ook herstel en voorbereiding voor nodig het. Dankie vir almal wat vanoggend hier was, en die besonder ook vir ons kinders. Julle gaan sommer vir my almal gou bymekaar kom, en dan gaan ons van hier af gou want die inligting vir die jeugwerk begin doen. En Marijks, kom gou hier na boontoe, dan kom
gesels jy sommer gou ook en dan praat jy so vinnig 'n bietjie. Nicole, waar is jy? Julle tweeetjies kan gou sommer hier by my kom aansluit. Maak net vir my seker hierdie mikrofoon is ook net aan asseblief oom Bux. Of miskien moet ek maar laat sy Nicole so lank kom begin oefen. Kom julle twee. Ek wil graag net vir Nicole en vir Marike net aan die woord stel. Hulle wil so 'n bietjie met julle gesels oor die jeugwerk. So een van julle kan elkeen sommer hier 'n podium vat. Vat jy daarheen of vat jy daarheen? Toets, Hazai. Goeiemôre almal en Ek sê dat die looks like nou weer. en hartlike goeiemôre vir al die hoërskoolkinders en soos studente. Ons het gedink voordat ons nou, ek wil hierdie gaan nou 'n bietjie van 'n voorsmaakie wees vir al ons planne. So ons gaan volgende naweek Saterdag wil ons almal uitnooi om saam met ons te kom ijskaats van 10:30 tot 11:30 by The Grove Mall. So dit is vir enigiemand, familie, vriende, ouma, oupas, van ander mense van ander kerke, hulle hoef nie eens in 'n kerk te wees nie, bring almal. So hier is die Catch-22. Die pryse is soos per persoon is dit R155. As ons 'n groep van 10 mense is dit R115 per persoon en as ons 'n groep van 20 mense is dit net R100 per persoon. So ons wil regtig graag almal uitnooi en 'n groot groep saamvat. Ek dink dit is ook net 'n lekker kuiergeleentheid vir almal en dit is dan kan julle 'n bietjie sien wat ek en Nicole beplan vir die res van die jaar. Hallo almal. Soos wat Marike nou net gesê het, ons beplan verskriklike baie nuwe goed veral vir die jeug want ons het gesien veral met die hoërskoolkinders en die jong mense daar's definitief 'n paar goed wat kort in die kerk. So ons is nou besig om hard te beplan, maar ons vra baie mooi asseblief ons is besig om al die te beplan en ons gaan alles adverteer op ons kerk se Instagram. Ons kerk het 'n Instagram vir almal wat nie geweet het nie. Die Instagram is NHK-RHKSA, dis die naam van die Instagram. Asseblief gaan follow dit want al die advertering gaan daarop plaasvind. En ons wil regtig hê dit moet by mense uitkom en ons wil graag hê dat die jong mense, ander jong mense van ander kerke af moet saambring want ons iets beplan het vir die jeug. So asseblief gaan follow dit sodat jy al die inligting kan kry vir alles. Baie dankie. Ek wil ook net sê, ons het 'n advertensie gemaak, ek sien dis nou nie hier nie. Maar ek sal vir Dominique vra om dit net op die groepe te sit. My en Nicole se nommer gaan daarop wees. Asseblief laat weet net vir my of Nicole of u wel gaan kom, dat ons ook net soos ons getalle bymekaar kan kry en alles. En dan vra ek Saterdag, die 15de Maart, kan ons asseblief almal 8:30 al by die kerk wees, want The Grove Mall is ook net, soos, dit is 'n bietjie, dit is soos 40 minute se reis, ons wil ook nou nie gejaag wees en alles nie. As daar probleme is met vervoer, asseblief laat weet ons, daar is meer as genoeg hande wat sal help. As daar probleme is met finansies, asseblief laat weet ons, soos moenie skaam voel nie. Daar is regtig soos 'n fonds daarvoor en alles. Ons wil regtig net hê almal moet net weer betrokke raak met alles. Dankie.